Dit is Dinsdag die 6de Augustus, hoofstuk 62. Ons publiseer Judas Bok. Teen die einde van 2015 is Wynand se eerste boek, Judas Bok, voltooi. Hy wil eers net 50 kopieë laat druk. Op die ou end staan die verkope in die eerste 18 maande op 7000 kopieë, meer as die beste verkoper van enige Afrikaanse titel tot op datum. Met die goeie terugvoer oor sy skryfstyl en hoe goed Judas Bok ontvang word, gee dit vir hom die vrymoedigheid om die opvolg, Josef Sleet, te skryf. Hy gaan aan op Belter ten spyte van al die uitdagings, en na 'n hele paar maande, wat Len Brand van John Deere ons nuusbrief ontvang het, maak hy kontak. Hy is baie geïnteresseerd met die dat Wynand nou rys plant. Die opbrengs is groot en dit verbaas almal wat tot dusver nog net met mielies in die Kongo geboer het. Meeste mense sou dink dat mieliemeel in aanvraag is in Afrika, maar die werklikheid is die aanvraag na rys. Dit is groter as na mielies. Wynand het deur middel van Kongolese wat kontak het met rysboere in Gabon, die buurland noord van die Kongo, ryssaad aangekoop. John Deere het demonstrasietrekkers en toerusting wat getoets moet word en so stuur Len hierdie goedere per vragskip vir die John Deere agentskap in Pointe-Noire wat dit aan Wynand moet besorg. Iets wat ek heelwat later uitvind is dat die Republiek van die Kongo beskou word as een van die 5 moeilikste lande in die wêreld om besigheid in te doen. Dit is natuurlik as gevolg van omkoopgeld en korrupsie. Verder, as iemand in die Kongo byvoorbeeld met hoenders boer en hoor dat nuwe boere ook met hoenders wil kom boer, dan sit hulle dit stop. Hy kontak sy vriend wat in die hawe werk en betaal hom om die nuwe boer se goedere terug te hou, sodat hy nie kan kom boer nie. En sodoende skakel hulle kompetisie uit. Hawebelasting en boetes hoop op, totdat die voornemende boer uiteindelik opgee. Dis Afrika. Hulle voel eenvoudig net 'n veer. Solank die omgekoopgeld in sy sak beland, het hy vrede met die res. Met hierdie gesindheid beleef ons ook ons fair share van onverklaarbare gesukkel. Kobus de Tooy, wat vir John Deere werk in Accra in Ghana, kom Belter toe vir die demonstrasiedag. Ander belanghebbendes kom ook saam. Dis Februarie 2016, bietjie meer as 2 jaar vandat ek en die kinders permanent weg is van Belter af. Ek vlieg weer Kongo toe om vir Wynand te help met die demonstrasiegeleentheid wat 'n week lank gaan duur. Almal wat dit gaan bywoon moet natuurlik 3 keer 'n dag eet. Oudergewoonte kuier ons eers in Pointe-Noire die aand nadat ek aangeland het voor ons die volgende oggend deurry plaas toe. Ons loop die aand soos soveel keer tevore vernel raak. Ons kuier saam en dans selfs in 'n Kongolese nagklub saam met die Kongolese wat baie westers in hulle manier is en ook modern geklee is. Disco-ligte op Justin Bieber se musiek en al. Wynand het intussen 'n nuwe hond aangeskaf wat hy toevallig by 'n verbyganger in Makabana gekoop het vir 1000 CFA. Dit is R20. In Frans is dit 1000 frank, wat beteken 1000 Kongolese frank. Wynand is juis nie vindingryk wanneer dit by name vir troeteldiere kom nie, en so word hierdie pragtige Afrikanus, wat omtrent net soos 'n jakkalsie lyk, se naam Miel, wat 1000 beteken. Ons goeie vriend Frank bring elke keer wanneer hy op die plaas kom kuier vir Miel die nodige entstof en bosluis voorbehoeding saam. Hy is baie besorg oor die mooie hondjie se welstand. Hy raak elke keer van vooraf aan die lag oor die naam, Miel, waarop Wynand so trots is. Hy moet seker dink Suid-Afrikaners is darm vreemde mense om hulle hond 1000 te noem. Dinge op die plaas is anders as voorheen. Sonder Emje en Bea en sonder Tannie Trudy en Oom Hannes, net om die draai. Hulle seun Johan is nog daar en gaan voort so goed as wat hy kan. Hy hou ook toesig oor Belter wanneer Wynand in Suid-Afrika kom kuier. En so kom die demonstrasieweek toe ook tot 'n einde. Wynand hou aan rysplant en die Malolo boere laat nie op hulle wag nie en begin ook rysplant. Voldoende finansiering is vir ons voortdurend 'n probleem.
Ons inkomste vanuit Exxaro se goedere wat op Belter gestoor is, help baie, maar ook net totdat hulle dit later kom verwyder het. Met die nuwe deure wat oopgegaan het met betrekking tot Wynand se skryfwerk, moet hy al hoe meer tyd in Suid-Afrika spandeer. Dit is tyd vir hom om 'n besluit te neem. Dit is vir hom bitter swaar om 6 jaar se harde werk en drome van 'n plaas in Afrika net so te laat vaar. Maar na al die leë beloftes van finansierder wat net Malolo se boere help en vir ons elke keer in die steek laat, trek Wynand die streep einde 2017 en onttrek finaal uit die Kongo. Ons verloor die meeste van ons goed. Alles wat saamgegaan het Kongo toe, bly net so daar agter. Net dit wat jy in 'n tas kan pak en op 'n vliegtuig kan saam terugneem, het ons teruggebring. Gelukkig kom Wynand se oorspronklike manuskrip van The Long Lost Grave, wat hy in die gevangenis geskryf het, ook saam terug. Dit het vir 30 jaar saam met hom geswerf en die Kongo ook oorleef. Ons laat dit in digitale vorm verwerk en publiseer dit in 2017. Ook in 2017 ontvang ons die skokkende nuus dat Nel in Pointe-Noire aan malaria oorlede is. Sy was maar 42. Nel het Wynand se boeke vir haar ma Patsy bestel en ek het dit vir haar Kaapstad toe gepos. Dis deur middel van die boeke dat ek haar kon kontak toe die kommunikasie in die Kongo afgesny was. Hoofstuk 63. Die plaasmuis en die stadsmuis. Een van die baie stories wat ek gereeld vir M.J. en Bea Marie gelees het op Belter was die storie van die plaasmuis en die stadsmuis van die Ladybird sprokiesreeks. Ek het die storie net soveel geniet en kon absoluut met die ou stadsmuisie vereenselwig. In kort, plaasmuis het eers by stadsmuis gaan kuier. Dit was vir hom vreemd en sleg so tussen die hoë geboue, baie liggies en verkeer en hy het elke dag terugverlang plaas toe. Dit het toe stadsmuis se beurt geraak om op die plaas by plaasmuis te gaan kuier. Dit was nou weer vir stadsmuis sleg in die nat gras, stik donkerte en om op 'n strooibed te slaap en om uit dik koppies en borde te eet en drink. Uiteindelik het stadsmuis 'n geleentheid teruggekry stad toe, na die plek wat hy ken en waar alles makliker is. Hy het toe tevrede weggesak in sy stoel en teruggedink aan alles wat hy op die plaas beleef het, maar hy wou liewer net van alles vergeet. Ons het in 2016 in Glentana naby George gaan vestig. Wynand het voltyds met sy skryfwerk aangegaan terwyl M.J. en Bea die grootste gedeelte van hulle laerskoolloopbaan in George voltooi het. Ons het skoolvakansies en lang naweke ons motor en sleepwa gepak met bokse vol boeke en deur Suid-Afrika en Namibië getoer om dit te verkoop. Dit was ons nuwe brood en botter. Ons het ongelooflike ondersteuning gekry en soveel wonderlike mense ontmoet. Ek kan oor ons boeketoere ook 'n boek skryf. Ons het interessante plekke besoek wat ons nooit andersins sou beleef nie. Wynand het by ontelbare hoeveelhede moth clubs en verskeie ander veterane funksies aanbiedings gedoen, waar hy vertellings gegee het oor sy militêre loopbaan, sy tyd as krygsgevangene en sy boeke. Hy het teen 2020 sy 9de titel gepubliseer. Ons het alle advertensies, verkope en verspreiding self hanteer en deur middel van sosiale media bemark. Ons het gedink ons gaan Kongo toe om te boer en toe kom Wynand terug as 'n skrywer. Ek gee nie myself uit as 'n skrywer nie, alhoewel ek hiermee my ondervinding gedokumenteer het. Met die COVID-inperking in 2020 het ons weer ons asems opgehou omdat al ons boekfunksies op 'n streep gekanselleer is. Wynand het Kompas sy 9de titel deur middel van 'n YouTube-uitsending bekendgestel. Op daardie stadium het hy 7 followers gehad, of dan nou subscribers. Hy het aangehou met YouTube-video's en die boekbestellings het ingestroom. Ons het in die Grendeltyd omtrent meer boeke verkoop as voorheen. Ek het my Facebook-blad Bonjour Boervrou begin en videovertellings en foto's geplaas oor ons lewe in die Kongo. Ek was aangenaam verras met hoeveel belangstelling daar was. Dit het my gemotiveer om my boek, wat stadig gevorder het, te voltooi.
Die blad is permanent op Facebook en beskikbaar om na te gaan kyk. Die lesse wat die Kongo vir my geleer het, sal ek vir niks verruil nie. En een daarvan is dat mens juist die meeste leer uit moeilike omstandighede en sodoende groei as mens. Wynand se betrokkenheid by die Suidlanders het al hoe meer tyd en aandag van hom geverg. Suid-Afrikaners is deeglik bewus van die probleme wat ons land in die gesig staar en ook oor die moontlikheid vir die ergste. Die Suidlanders noodplan-inisiatief is in 'n netedop 'n plan waar volgens mense kan voorberei om te onttrek uit stede en ander gebiede sou anargie uitbreek na die veiliger gebied, naamlik die Noord-Kaap. Toe die huiseienaar van die huis in Glentana waarin ons vir 5 jaar teen die see gebly het, ons in kennis stel dat die huis verkoop is, het dit net sin gemaak dat ons Noord-Kaap toe verhuis. Ek het baie swaar afskeid geneem van ons vriende en my suster Lise wat in Mosselbaai woon, maar ons het in Mei 2021 ingetrek op Appington. 'n Splinternuwe hoofstuk buite my gemaksone. 'n jaar later het ek hierdie boek voltooi waaraan ek in 2018 begin werk het. Ons het ook die Suidlanders se hoofkantoor geopen en die radiostasie, naamlik Radio Grootrivier, is nou in sy 7de week van toetsuitsendings. Ek het studeer om interieur ontwerp te doen, maar my lewenspad het heeltemal anders uitgewerk. In dieselfde jaar wat ek aan die destydse Technikon van Pretoria studeer het, het ek en Wynand ontmoet. Hy was toe reeds in die boubedryf. Ek kon so op 'n manier my skepende kant uitleef deur tuinbou. Wanneer 'n nuwe huiseienaar ingetrek het, het ek vir hulle 'n plan uitgelê en tuin gemaak op die rou nuwe erf. Die Kongo het my geleer boervrou speel. Later het ons self Wynand se boeke gepubliseer. Ek hanteer nog steeds die bestellings en die besendings daarvan. Nou is ons in Appington waar ek my uitleef as 'n radioomroeper. Sover is dit die kaarte wat aan my uitgedeel is. En dit is hoe ek dit speel binne die raamwerk van waarheen die lewe ons neem. Emje en Bea het baie goed aangepas en maats gemaak in ons nuwe omgewing. Emje het in sy eerste kwartaal die akademiese top 10 gehaal. Dit te midde van die spesialis se diagnose lank gelede, die COVID-onderbrekings en die aanpassing van George na Appington. Bea is baie lief vir mense en diere. Sosialisering is haar spesialiteit. Daarmee saam beskik sy oor lewensvaardighede waarmee sy ons verras. Sy kom soms skaam voor, maar wanneer sy op haar gemak is sy 'n natuurlike entertainer. Beide, Emje en Bea, kan heelwat van die Kongo onthou. Hulle kyk graag na die foto's van alles wat ons daar ervaar het en lag daaroor. Hulle vra wanneer ons oor ons lewe daar gesels en Bea vra gereeld of ons tog eendag weer sal teruggaan soontoe. Wynand plaas steeds daagliks video's op YouTube, waarvan sy subscribers nou op 22,000 staan. Ter afsluiting. Ons het alles wat ons Kongo toe geneem het, daar agtergelaat. Gelukkig kon ons paar losgoedere aan 'n Duitser wat na ons in die Kongo gaan boer het, verkoop. 'n Spesiale sederhout linnekus wat al sedert 1989 saam met Wynand kom vanuit die Cederberge, waar hy al ook geboer het ons vir Frank en Chantal as geskenk gegee. Dit staan in hulle huis in Pointe-Noire. Ons houthuis en die strukture op Belter is vernietig deur die storms. Ons landerye is oorgeneem deur die boere van die gesamentlike grond, met die hulp van 'n korrupte minister. Naftal bly nog steeds tussen Belter en Malolo. Hy het ons yskaste en vrieskaste aan homself toegeëien. Wanneer Frank hulle daar is om te jag, huur hulle die verkoeling by hom. Ons kry so nou en dan 'n oproep van Naftal. Chantal het een keer vir my 'n foto van Naftal gestuur met 'n byskrif wat sê dat dit nog goed gaan met hom. Ons boerboel, Jack Russell, en die Jack Russell worshondkruising is deur 'n luislang in verskillende voorvalle oor 'n strek van omtrent 4 jaar gevang. Ons is steeds nie seker wat met Mila wat verdwyn het, gebeur het nie. En ons vermoed Miel is gesteel en verkoop deur die werkers of mense in die omgewing. Een van ons werkers het skaamteloos erken dat hy ons Makou gevang
en geslag het vir ete eendag toe ons nie by die huis was nie. Hy was op die plek gefire. Hy het 'n ruk later weer kom werk vra en Wynand het hom aangestel, onder andere om die opstal en die skuur op te pas toe hy een keer in Suid-Afrika kom kuier het. Hierdie wag was later doodgevind waar hy in 'n kruiwa gesit en slaap het op die job. Die trekkers en implemente wat deur John Deere vir Wynand gestuur was demonstrasiemodelle en moes in elk geval na afloop van die proewe vernietig word. Dit word vermoedelik gebruik deur die ander Suid-Afrikaanse boere wat op Belter aangaan. So dit is dan hiermee die einde van my boek. So eintlik ja, nogal hartseer op 'n manier hoe dat dit tot 'n einde gekom het. Hier is 'n hele paar mooi volkleur foto's. Daar is die pale waar Emmy en Bea op sit, waarmee Wynand die huis opgerig het. Daar is die tente weer 'n keer so in die oop vlakte. Daar is die Land Cruiser waarmee ons gery het. En die eiers in die slangneste. En daar is 'n foto van hoe ons opstal gelyk het op die ou einde. So daar is nou nog 'n hele paar mooi volkleur foto's in hierdie boek. En daar is die foto wat geneem is, waarvan af Wynand se dogter Benien die voorblad geskilder het. Dankie dat jy saam geluister het na my boek. Ja, Walk Down Memory Lane. Geniet die res van jou aand. Dankie dat jy like, subscribe, share en die bel button druk.